Die spruite, daar gaat julle. Tata, geniet. Tannie Kodien, dankie vir jou moeite. Julle is almal sulke dun plankies, pas op tog net daai projekte asseblief. Dankie Annemarie, ja. Dankie. Julle laat ons die hele kerk uitpak vir julle. Okay, dankie. Ek gou vir jou Rocky beduie. Wie van julle ken vir Rocky of ken nie vir Rocky nie, nee. Julle gehoor wat sê hulle daar? Wat sê hulle vir mekaar? Sy seun kom en sê, hey, jy het my lewe verwoes. Oral waar ek gaan, sien die mense jou, hulle sien nie vir my nie. Klink dit vir jou na 'n goddelike opdrag? Ons moet sterf van onsself. Reflekteer Jesus. Ja, maar daai is nie lekker nie, mense hou nie van my nie, mense soek net vir jou die hele tyd, prys die Here. As dit maar vir jou en vir my waar word. Dan sê you don't need to go into this fight, ou. Dan sê maar ek moet, vir jou. Vir jou. Jesus sê, sonder my, jy gaan 'n job kry, jy gaan dit doen, maar you worth nothing, man. Dan sê hy, ja, maar die lewe gaan jou kliphard slaan. En dis so, die lewe klap ons. Maar dan sê Rocky vir hom, met sy Italiaanse brol, die gemeenskap hoor wat sê nie, maar hy sê vir hom, maak nie saak hoeveel hou jy uitdeel nie, dit maak saak hoeveel verskil jy maak in mense se lewens. En dan sê hy vir hom, jy is 'n champion. Ek gaan nooit ooit ophou om vir jou lief te wees nie. Het jou pa al dit vir jou gesê in hierdie lewe? Het jy al daai woorde van God af gehoor? Ek wil dit vanmôre vir jou gee. Uit die woord, 'n lewe van oorwinning. Ons is op die lig, né? Prys die Here, welkom die wêreld daar buite. Ons het 'n insetsel gekyk uit Rocky. Sal vir jou die link op die Facebookblad sit, dat jy hom gaan kyk. Rocky lecture bietjie sy seun oor die waarde van die lewe. Jy sien, Jesus het die oorwinning behaal. Net ter wille van jou en my wat, of nee, vir jou, nie vir my nie, vir jou, ja, vir my ook. Maar vir jou wat dalk nou vir die eerste keer inskakel môre of vir die eerste keer hier is. Ons is besig met 'n reeks wat sê, dit gaan oor Pinkster, ons is verlede week deur Pinkster Sondag, en ons praat oor 'n reeks wat sê, ons leef met hom in gedagte, met God in gedagte. Ons reflekteer die liefde en die genade van Jesus vir mense rondom ons. Ons is genadedraers. En ek en jy se boodskap aan die wêreld daar buite is veronderstel om te sê, maar ons leef 'n lewe van oorwinning, want Jesus het die oorwinning behaal. Nou asseblief, hoor my lied vanmôre, ek sê nou nie Rocky is nou die evangelie nie. Maar as jy Rocky met die oë kyk vanuit hierdie perspektief, dan gaan jy agterkom dat daar's baie raakpunte en baie waarhede in daai hele storie van Jesus het houe gevat. Erg. Interessant, Jesus het nooit terugbeklei nie. Want hy sê, ons veg is nie hier in die vlees nie, ons veg is in die gees. Ek bereik iets anderster. En wat het Jesus oorwin? Oorwinning oor wat? Ekskuus, ek wil net my oorlosie afval. Wat beteken dit as 'n pastoor sy oorlosie afval? Niks. Dit beteken die wêreld niks, hy pla my net. Jesus het die oorwinning behaal vir jou en vir my, sodat ek en jy as a nobody kan gaan en from the rooftops proclaim, maar jy's ook 'n oorwinnaar in Christus. Hy het sonde oorwin. Wat is sonde? Sonde is 'n toestand van verwydering tussen mens en God. Sondes is die vrug van daai toestand. So Jesus het gesterf vir die goed wat jy verkeerd doen.
en vir die goed wat jy buite sy wil doen, en vir jou ongehoorsaamheid aan sy woord, en hy het daarvoor gesterf. Maar, as ek en jy nie besef, dat die voorreg wat ons het om vir God te mag Vader noem, kom uit die oorwinning van sonde. Die oomblik toe Adam en Eva sondig in die tuin van Eden, toe is hulle van die heerlikheid van God ontneem en hulle is kaal en hulle gaan kruip weg. En God kom en hy sê vir hulle, waar is julle? Hulle speel nie wegkruipertjie nie, God is alomteenwoordig, God is alwetend, hy vra wat het hier gebeur? Hulle praat allerlei stories, en dan Genesis 3:21, and God made them a garment of lambskin, verwys nou na Jesus die lam van God, and he clothed them. Met ander woorde, God sê, kom net, jy wat weg is, jy wat wegkruip, jy wat ver is. Die dag toe Jesus aan die kruis sterf en hy sê, dit is volbring, toe skeur die voorhangsel van die tempel van bo na onder en ons het vrylik toegang tot God se teenwoordigheid. Ja, maar dis nou ou nuus, Koos, kom aan, leer ons iets nuuts. Wie wat, vir baie mense besef hulle nie in hulle harte wat sonde vergifnis beteken nie. Jy dink God het jou vergewe omdat jy staan 3 jou maatjie se appel gevat het. Dit ook. Maar God sê vir jou, kom terug my kind, kom terug. Ek sal altyd vir jou lief wees. Jesus het die dood oorwin. Wat beteken dit? Vir jou en vir my. Paulus sê, die loon van die sonde is die ewige dood. Jesus het die dood oorwin, sodat ek en jy vir ewig in God se teenwoordigheid kan leef. Hier op aarde nou, ja, ons braai so van tyd tot tyd, ons kuier, ons gaan aan. En vrou, so gaan het met jou? Nee, man, hemel op aarde, kwaai, skapchops, hy loop mooi. Ander ou sê, nee, dis maar hel op aarde, vandag braai ons net hoendervelle. Hemel op aarde en hel op aarde gaan nie oor jou omstandighede nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van die Here. Hy het sonde oorwin, hy het die dood oorwin, sodat ek en jy in 'n lewendige persoonlike verhouding met God die Vader kan leef. So dis nou gelukkig, ongelukkig vir jou, hoe 'n lewe van oorwinning lyk. Gaan nie oor die uiterlike nie. Gaan nie oor wat jy aantrek en jou adres en waar werk jy en daai is blessings van die Here af. Jy het hard gewerk, die Here het jou geseën met kundigheid om geld te maak, om goed te doen, wat. Om ryk te wees is nie 'n sonde nie, vandag is dit 'n wonderwerk. Maar om te sê, ek leef in oorwinning want ek het goeders, dis nie die waarheid. Jou oorwinning lê in Christus Jesus. Johannes 19 vers 30, Afrikaans 83 vertaling, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring, toe het hy sy kop vooroor laat sak en sy laaste asem uitgeblaas. Sonde is oorwin, dit is volbring. Ons gaan nou verder daaroor praat, en ek wil vir julle sê, julle wat vanmôre nou vir ons kuier, as dit nou vir jou voel, ek praat dalk nou vanmôre net met jou, nee. Dalk praat ek net met jou. Hierdie goed is lank voordat ons geweet het, jy gaan nou vanmôre hier wees, het die Here hierdie goed op my hart gelê. En ek wil vir jou vra vanmôre, om regtig net, nie veroordeel te voel nie, maar uit dankbaarheid voor die Here te kom en sê, dankie, dat u die spotlight skyn op daai area in my lewe, waar ek nog nie in oorwinning leef nie. 1 Korintiërs 15 vers 4. Hy is begrawe, op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Ons het gepraat oor die krag en die autoriteit van die woord van die Here. Ons lees in die Bybel, Jesus sê dit is volbring, dit is gedoen. Ons word gebore in sonde deur die eerste Adam. Ons word gered uit sonde deur die laaste Adam. Nie die tweede Adam nie, julle, daar kom nie 'n derde ene nie. Dit is volbring, Jesus sê dit is klaar. Hy het uit die dood uit opgestaan, toe Lazarus en die ryk man, toe hulle in die hiernamaals is, en die ryk man sê vir Vader Abraham, hy sê, Vader Abraham, hoor jy, hier is nou moeilikheid, ek is aan die verkeerde kant van die rivier beland, ek is in die hel.
In die Engelse vertaling het dit glo hulle bid in die hel, ou. Die Bybel sê, die ryk man wat nou net die man is, staan daar ver en hy praat met Abraham en hy sê, I pray thee, Father Abraham. Wow, hulle bid in die hel. Hy sê, wie nie net vir Lazarus stuur daar na my broers toe, dat hulle vir hulle gaan waarsku nie. Hulle sê, Abraham, nee. Hulle het die woord, hulle het vir Moses en die profete. Nog 'n ou uit die dood, gaan dit nie doen nie. Jesus het uit die dood uit opgestaan, is klaar, is gedoen. Ek wil hê jy moet dit vat, ek wil hê jy moet daai oorwinning vir jou vat, dat as ek en jy daar uitstap en ons sê, ons betree nou die sendingveld, die sendingwêreld, dan beteken dit, ek en jy die verantwoordelikheid om 'n spieël van oorwinning op te hou, om vir mense te sê, Jesus het gesterf vir jou. Die mens kry die beloning. Romeine 8. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Ek is verseker, geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. In al hierdie dinge. Kom ons gaan gou terug na Rocky toe. Hoeveel was daar, hoeveel van daai flieks? Baie, nee, 5, 6, ek weet nie, baie. Jesus in hulle boks, papa, die spoegspad, dit gaan so. En dan wen hulle, dan wen hy, elke keer. Hy vat hou en dan staan hy op en dan, daai laaste, wauw, dan wen hy. En dan kom maar 'n baie mooi poppie, nee, met baie min klere. Dan kom loop sy daar so groot check. And the winner is. En dan kom daar 'n ou daar in die agterste seats en dan hardloop hy brrr, tussen die toue deur, bum. Dan vat hy daai check en sê hy, I'm the winner. The winner takes it all. Jesus het die prys betaal. Jesus oor die oorwinning gekry. Jy stap met die check weg. Nie Rocky nie. Jy stap met die prys weg om te sê, hy het dit gedoen vir my. Daar sê Romeine, Paulus skryf en hy sê, in al hierdie dinge, nie in hier en daar waar jy nou sukkel, en nie, in al hierdie dinge, julle, is ons meer as oorwinnaars. Jy het 'n prys, jy het 'n medalje, jy het 'n check, waar Jesus sê, it's paid. Onthou julle koöperasie stories? Ou Genus en daai manne, nê? Dan het daai tannie, wat was haar naam? Werk sy nou daar by die koöperasie. Dan kom daai spoegbekindertjies, nê? Dan sê hulle, oom, ons soek koffie. Dan sê hulle, skryf daar by die good for. Onthou julle dit? Wat is 'n good for? Moenie worry nie, my pa sal betaal. Man, Jesus kom, hy oorwin die dood, hy oorwin sonde en hy sê vir jou, good for, jy kan maar gaan. En alles, gaan kry vir jou koffie, gaan kry 'n toffie. Jy het toffie gekry vanmôre, Pieter? Het jy? Great. Jesus sê, jy is vry. Jy is vry. Julle weet wat, as ons nou op Loftus of Ellis Park was, het ons gesien hoe druk iemand 'n 3, dan het ons opgespring en gesê, yes. En ek verstaan, ons is nou almal min of meer konservatief, gereformeer, charismaties, wat jy ook al is. En die mens doen daarom nou nie dit nie, nee. Nie hier waar dit nou so rustig. Jesus, ou, ek het gister my kop gestamp hier langs hom. Ek gaan nie nou weer spring nie, want ek is klaar beseer. Maar ek wil spring, ou, ek wil sê, verstaan jy dit as ek vir jou sê, jy's 'n oorwinnaar? Jy's vry, jy's klaar. Romeine 8. Almal wat deur die Heilige Gees laat lei, Romeine 8:14,
Kom ons kou hierdie versie bietjie. Almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. Hoe werk dit? By wedergeboorte, die dag waar jy kom en sê, ek aanvaar Jesus se kruisdood vir my sonde, ek aanvaar die opstanding uit die dood vir my vir 'n ewige lewe, is ek 'n oorwinnaar, ek gee my hart vir die Here, dis die kerktaal, nee, dis wat ons praat. Wat gebeur? God kom vul jou met sy Heilige Gees ten volle, boem, maak vol. Openbaring, ek staan by die deur van jou hart se klop, as jy oopmaak, sal ek inkom, ek sal kom woning maak. Nie 'n emosionele koppie koffie nie, nie net vir nou en vir hierdie uur en wat nie, selfs Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, tot volgende week is God in jou ten alle tye. En hy sê, almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. Nou kry ons dit, wat mense sê, ja, maar jy weet, ek dink ons moet Romeine 8, daai eerste gedeelte wat sê, ons is meer as oorwinnaars, ons moet hom dalk 'n bietjie aanpas, want ek sukkel nou nog met whatever. Ek het verlede week rook uitgelig, ek gaan nie weer rook uitlig nie, want dan is ek weer in die moeilikheid. Maar jy weet waarmee sukkel jy. Ek is gered, ek is 'n kind van die Here, ek is in 'n kerk, ek is ladida. Maar die Here moet my ophou. Die Here moet my help om op te hou met. Hoe gaan die Here jou help om op te hou met? Hoe bedoel meneer? Wat visualiseer jy? Die Here moet my help om op te hou Coke drink. Nou gaan ek Spar toe, dan koop ek Coke en sit ek dit in die yskas, dan gaan slaap ek. Môreoggend word ek wakker en sê, nou gaan ek Coke drink, dan kom ek daar, dan sit paai nat. Regtig? Jy het daai Coke gekoop man, jy het daai besluit geneem, drink jou Coke of stop jou nonsens. Wat gaan die Here maak om jou te help om daai ding te stop? Hy sê, hy bring 'n geesoortuiging van sonde. As julle hierdie keuse maak, is julle nie langer slawe van dinge soos angs en vrees nie. Nou is ons weer terug by rook, ekskuus. Dis maar so. Jy al gesien as ons so staan en gesels en ons kuier en praat. Dan loop maatjie, dan gaan staan hy drr. Sê, wat maak jy nou? Nee, kyk net so. Dis maar jy word warm daar wie jy is, ou jy rook. Hoor. Jy het agtergekom, mense raak so weg. Adam en Eva. Die oomblik as jy aanjag, dan bring jy skeiding. Jy weet, ek wil hom nou nie hier, ek meen regtig nie daar. As jy hierdie keuse maak, is jy nie langer slawe van angs en vrees. Onthou, God het sy Heilige Gees gegee aan julle wat in hom glo. Dit is hy wat julle kinders van God maak. Verder is ook hy wat 'n diep verlange na God in julle binneste wakker maak. Paulus praat van 'n sondebewustheid. Jy kom en jy jaag aan en jy doen wat jy doen, en dan gaan sit jy op 'n klip en jy sê, Here, ek soek jou. Here, there's gotta be more. Here, ek is so jammer. Dis die Gees van God wat jou oorwinnaar maak, sodat jy, wanneer jy fout maak, wanneer jy sonde doen, wanneer jy buite die wil van die Here beweeg, God vir jou sê, waar's jy? Kom net terug. Kom net nader. En Paulus sê, moenie jou hart verhard nie. Moenie jou hart verhard nie, jy moet luister. Die Gees roep voortdurend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader. Hy sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen God en julle is. Die Gees oortuig ons diep in ons binneste dat ons regtig God se kinders is. Omdat ons sy kinders is ons ook sy erfgename. Ons erf saam met Christus alles wat God beloof het. Terwyl op ons erfporsie wag, kry ons swaar op hierdie aarde. Ons ervaar dieselfde tipe swaar kry as wat Christus beleef het toe hy nog op aarde was. Maar ons weet dat ons nou saam met hom lê, ons ook saam met hom in sy heerlikheid in God se nuwe wêreld sal bly. Dit gaan moeilik.
Maar as iemand vir jou vra, hoe gaan dit? Ek wil eintlik moes ek dit gedoen het, maar gaan doen jy dit maar. Gaan print vir jou sulke kaartjies wat sê, ek is 'n oorwinnaar oor enige ding. Draai jy so 'n pakkie in jou wallet, as jy nog 'n wallet het. Ons tap mos net deesdae so. Kry vir jou 'n tapkaartjie. Print vir jou 'n QR-kode. As iemand vir jou sê, hoe gaan dit met jou finansies? Dan sê jy weer, nee, dit gaan maar vrotterig, nee, maar check hierdie move, Bill. Ek is 'n oorwinnaar. Die wêreld en die volheid daarvan behoort aan die Here. Die geld is nog net in 'n ander ou se sak, maar ek is 'n oorwinnaar, moenie jy oor my worry nie. En ons leef nie in ontkenning nie, is nie windie en arrogant en ons sê, dinge gaan verkeerd. Dinge gaan verkeerd. Daar lê 'n pampoen van sitrusdal in my sitkamer na die vloede. Dit gaan terribly verkeerd, maar God het my huis gevat, het my 'n pampoen gegee. Ek is 'n oorwinnaar. Kom ons maak pampoensop. Kom ons pampoen braai, ek hoop nie so nie. Kom. Wartlemoen, jy kan wartlemoen braai, ja. Try dit. Hoe lyk die geveg waarin ek en jy dan nou vandag betrokke is as ons oorwinnaars is in Christus? Hoe lyk hierdie geveg? Kolossense 2. Hy, Jesus, het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Kom ons gaan terug na ons skooldae toe. Wie van julle was op skool? Ons almal, nee. Daar in die Vrystaat het ons vlotte gebou as ons bazaar het. Het julle ooit 'n vlot gebou? Op universiteit was vlotbou heeltemal iets anders. Daar, die vlot het nie altyd so vlot geloop nie. Hy het gemaak wat hy wil. Maar onthou julle hoe die vlotte gelyk? Republiekdag vandag. Happy birthday Suid-Afrika. Hoe het jou vlot gelyk? Hier praat Paulus met Kolossense. Hy sê, hier kom 'n triomftog. Jesus het vlotte gebou en gesê, sonde, daar gaan hy. Sien jy hom, daar gaan hy, weg. Die dood, nee, daar gaan hy. 'n Triomftog. Hoe lyk dit? Dit is goed wat tentoongestel word, dis soos 'n skyfie vertoning. Sukkel jy met dit? Jesus het dit oorwin, hoor. Sukkel jy met dit? Jy's 'n oorwinnaar in dit, hoor. Sukkel jy met daai ding? Ja, jy het dit ook oorwin. Dis jy sien, ons lees hierdie goed, maar ons sien dit nie. Ons sien nie die impak van dit wat Jesus vir ons gedoen het nie. Ja, jy weet, die Bokke het nou gewen, maar jy gesien daai nuwe All Black, hoe groot is hy? Simpel vergelyking. Maar ek en jy doen dit. Hoe ek is so bly jy het daai probleem in jou lewe oorwin. Nee, ek het, maar jy weet, nou loop ek bietjie so. En jy moet so loop. Want as jy in God se teenwoordigheid kom, verander die manier wat jy loop. Onthou jy dit? Ja. Julle, ek het so baie om te sê, ek het so 'n dringendheid in my hart om vir jou te vra vanmôre. Hoe lyk jou vrede? Johannes 16. Dit sê ek vir julle, Jesus, sodat julle vrede kan vind in my in hierdie wêreld, sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Jy hoef nie te beklei nie. Jy hoef nie te beklei nie. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, toe klim hy op 'n donkie, 'n nederige, sagte dier van vrede. Hy het 'n kruis op sy rug, gedien, hier gat hulle. Hy klim nie op 'n strydwa nie, hy klim nie op 'n kanon nie, hy skiet nie die wêreld stikkend nie, hy sê, ek bring vir julle vrede. Vrede. Korintiërs, hier kom Paulus en hy sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hoe lyk die geveg? Die geveg wil ek vanmôre vir jou sê met baie liefde en
baie respek, is nie in die vlees nie, dis in die gees. Maar ek en jy verwar die gees en die emosie. Want ons beleef en ons ervaar, en ek is bang en ek is bekommerd en ek is hoe gaan en nie. Terwyl in die gees sê God vir jou, maar jy's 'n oorwinnaar, ou. En wat beteken dit? Prys die Here vanmôre, en ek sê dit onopwonde op die lig, jy wat vir ons kyk daar in Afghanistan, Pakistan, kan nie verstaan, daar wie jy is vanmôre. Ek sê vanmôre vir jou dankie vir 'n liggaam soos Jabok-bediening, hierdie klomp mense wat voor ons sit vanmôre, dat as 'n maatjie val, dan is daar hande om te help optel. As 'n maatjie sê ek sukkel, dan is daar iemand nie. As iemand sê ek het 'n bad hair day, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek hoor hulle praat daarvan, dan is daar iemand hier wat sê ek is 'n haarkapper, kan ek jou help? Dit is 'n lewe van oorwinning. Om nie te sê, ja, jy wil mos na daai ou toe gaan met daai haarkapper, kry vir jou, hoor. Kry vir jou, loop maar 'n bietjie so met daai hare, jy wil mos so gelyk het. Ons maak so. Ons sê dit vir ons kinders. Ons sê dit vir ons vriende, ons familie, ons wat. Maar ek het jou gesê. Hoeveel keer het ek jou gesê, moenie dit doen? Nee. Kom net terug en sê, wie wat het ons geleer hier? Want om te sê ek is jammer, is great. Maar as jy sê ek is jammer en niks verander nie, dan lieg jy vir jouself. Ek is jammer, ek gaan nie weer na daai haarkapper toe nie, ek gaan nou na jou toe kom, baie dankie. Want jy's 'n oorwinnaar, ek is 'n oorwinnaar en saam is ons 'n mean team. Dankie ons Mafili hier in hierdie saal vanmôre. Dankie dat jy hierdie beginsel verstaan, dat ek en jy saam oorwinnaars is. Okay, Koos, kry klaar. Ek is klaar. Ons beloning as oorwinnaars in Christus. Hoe lyk ek en jy as oorwinnaars vandag? Ons het 'n persoonlike, intieme verhouding met God. Julle, hoor vir Koos vanmôre, vat jou Bybel as jy wil weet wat sê die Here oor enige ding, dan vat jy jou Bybel en jy gaan lees hom. Jy hol nie na 'n profeet toe nie. Jy hol nie na 'n waarsêer toe nie. Jy hol nie na die sterre voorspel, wat, nee. Gaan vra, Here, hier is ek. Ons het dit nou die dag 'n bietjie bepraat, koning, priester en profeet van jou huis, manne. Die vrou as sy helper, nie as sy slaaf nie. Sy is nie in 'n nekwervel gemaak, mevrou, dat jy sy kop so kan draai nie. Nee. Jy is nie gemaak uit 'n voetbeen dat hy kan trap waar jy wil nie. Nee, jy is gemaak uit 'n ribbebeen, onthou jy dit? Ons wat min of meer 'n anatomie het, nê. Jou lewe sit hier binne, broer. Hoe my vrou is in my hart? Nee, liewe Jesus is in jou hart. Jou vrou is langs jou hart. Sy beskerm jou vital organs. Jou hart en jou longe en jou lewer is hier binne. Jy is koning, priester en profeet van die huis. Hier's 'n uitdaging. O koning, kom help gou. Wat's fout? Waarvoor is jy verantwoordelik? Fisies, die ligte blaas, die alarm werk nie. Die hond sit, kos uitsit. Kom ons begin daar. Jy kan later die ander kant van dit klaarmaak, maar dis jou verantwoordelikheid. Jy kan nie as jy by die huis kom en jou vrou sê, hoe die lig het geblaas en sê, ja, kry 'n kontrakteur. Sy sal 'n kontrakteur kry vir ander departemente in die huwelik ook. Jy's die koning. Jy kry die kontrakteur, jy doen die job. Hier's 'n probleem. Okay, nou weet ek nou nie so lekker hoe werk dit nie. Wat doen jy? Jy het 'n multi-personality getrou, hoor. Daai ou langs jou. Hy word 'n priester net daar. En hy gaan in die teenwoordigheid van die Here. Onthou julle in die Ou Testament, in die allerheiligste gaan hy in en hy gaan sê, Here, o Here, praat met my. Praat met my, wat gaan nie aan? En die Here praat met jou. Jy sal verbaas wees. Gaan lees die woord, die Here gaan met jou praat. En dan kom jy terug, hier is meneer persoonlikheid nommer 3. Nou is jy 'n profeet. Nou kom jy en jy sê, die Here sê, hi. Maar nou vat ons shortcut. O nee, ons het 'n profetiese bediening daar by die kerk. Ek gaan sommer die profeet vra, ek gaan nie self die Bybel lees nie. Ja? Hoekom wil jy van God hoor deur 'n derde en 'n vierde party?
Ek en jy het 'n persoonlike, intieme, unieke verhouding met God. Hoekom wil jy tweedehands van God hoor? Geesvervulde, geesbeheerde lewe. Ons het daaroor gepraat. Geesvervuld, gees is daar. Geesbeheer, neem besluite op grond van die geesvervulling wat jou lewe beheer. Moenie net rondhardloop nie. Ons beloning as oorwinnaars in Christus, liefde. Liefde. Hoe lyk liefde? Liefde is 'n werkwoord. Ons kan baie praat oor liefde. Maar om by iemand te kom en te sê, wie wat is oukei. Dis oukei. Dis nie slim nie. Dis nie wys nie. 'n Bietjie bammer dat jy nou dit oorgekom het. Maar ek is lief vir jou. Kom ons gaan aan. Kom ons probeer weer. Wat het ons geleer? Kom ons gaan vorentoe. Ons oorwinning is God se voorsiening, sy leiding en sy versorging. God se voorsiening, hy weet wat jy nodig het. God se leiding, sy woord is daar. Daar's niks niets op hierdie aarde nie, hele niks. Ons het nou die dag gepraat oor Paulus in die tronk en Petrus ook in die tronk en as die engele hom toe gaan en vir hom sê, hoorie kom ons gaan, dan sê hy, hoorie, hallo, ek is vasgeketting in hierdie Romeinse soldaat, hy is wild, welke jy, dan sê hulle, kom, die slotte val net af, tikkeloks, tweet, tweet. And as they approach the door, daar gaan die deure oop. Proximity kaarte, facial recognition, dis in die Bybel man, kom aan. Daar's niks niets op hierdie aarde nie. Gaan na die Here toe vir voorsiening, leiding en versorging en dan ons het 'n ereplek in die hemel. Hoekom? Want hy het gesterf vir jou. Hy het gesterf vir jou sonde. Hy het die dood oorwin vir jou. Dis die boodskap wat ek by jou wil los op die einde van hierdie reeks. As ons sê, ons gaan hier uit as genadedraers, as verteenwoordigers van Christus en ons gaan leef as oorwinnaars in 'n stikkende gebroke wêreld. Dankie dat jy gaan vertel. Ons het begin daarmee en ek sluit af daarmee. I'm just a nobody. Shouting from the rooftops to everybody. That somebody has chosen a nobody for everybody. Dat ek en jy die voorreg het om vir God te mag Vader sê. Kom ons bid. Vader in Jesus se naam, Here. Dankie. Ons het baie keer so 'n ander prentjie van oorwinning, van dit moet net goed gaan in kastele en seiljagte en al hierdie mooi goed. En dis amazing, Here, maar dankie dat ons by die waarheid kan begin vanmôre van oorwinning oor sonde, oorwinning oor die dood. Dankie, Here, dat ons hier in hierdie saal vanmôre kom sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ja, daar gebeur goed en dit gaan verkeerd en terrible goed. Mense word siek, mense gaan dood. Ons ly skade, ons hoe ook al, Vader in Jesus se naam, ons is nie in ontkenning vanmôre nie. Maar u sê in die woord, sê u vir ons, be still and know that I am God. En ons kom en ons buig ons knie vanmôre, Here. Ons buig ons knie vanmôre en ons gaan op ons knie en ons sê, dankie. Dankie vir oorwinning. In Jesus se naam, dankie. Amen. En amen. Jy aanlyn, ek groet jou. Groetnis van huis tot huis. Be blessed. Groete. Mooi gaan.